Handelinge 27 vers 9 tot 12. Aangesien heelwat tyd al verloop het en dit gevaarlik geword het om te vaar, die vasdag was immers reeds verby, het Paulus hulle gewaarsku deur vir hulle te sê: "Manne, ek sien dat die vaart skade en groot verlies sal meebring, nie alleen aan die vrag en die skip nie, maar ook aan ons eie lewens." Maar die centurio het meer waarde geheg aan die stuurman en die skeepseienaar se oordeel as aan Paulus se woorde. Omdat die hawe nie geskik was vir oorwintering nie, het die meerderheid besluit om daarvandaan uit te vaar en om indien moontlik Phoenix te bereik, 'n hawe in Kreta met 'n uitkyk op die suidweste en noordweste en daar te oorwinter. So Paulus is uiteindelik op pad na Rome toe, wel as 'n gevangene, maar tog deel van God se groter plan om Paulus daarso uit te kry, sodat Paulus daardie evangelie verder kan verkondig in Rome, in die hoofstad van die Romeinse Ryk. Hy word op 'n skip gelaai en so vaar hulle dan nou na Rome. Maar as gevolg van ongunstige omstandighede verloor hulle tyd en die seisoen begin draai en dit raak winter en die winter is nie die seisoen vir skeepsvaart nie. Maar die manne is haastig en hulle wil by 'n sekere plek uitkom wat beter is om te oorwinter en ten spyte van Paulus se waarskuwing ignoreer hulle Paulus se raad, ignoreer hulle die seisoen en hulle beur voort tot hulle spyt. 'n Stormwind kom op en dryf hulle uit op die see en uiteindelik is God tog genadig en getrou aan sy plan om Paulus se lewe te red en daar uit te kry, alhoewel die skip en al die voorraad vergaan en vernietig word. God vervul nog steeds sy plan. Ons moet leer om God se seisoene in ons lewens te onderskei. Soms is daar tye om te beweeg, soms is daar tye om te bly. Soms moet ons uitbrei, soms moet ons konsolideer. Soms gaan ons deur moeilike seisoene wat ons nie moet minag nie, en want dit berei ons voor vir seisoene van voorspoed wat kom, karakter word gevorm, ons verhouding met God verdiep en word sterker. So ons moet onderskei die seisoen waarin ons nou is en ons moet saam met God deur daardie seisoen stap, sodat hy kan doen wat in daardie seisoen moet gebeur. En ons moet nie een seisoen probeer skiep of minag om by 'n volgende seisoen uit te kom nie, want dan mag daar dalk net teëspoed wees soos wat Paulus hulle hier beleef het teen sy wil en teen sy sin, maar omdat die ander nie wou luister nie. Oppas om nie die seisoen waarin jy is te minag nie. Onderskei en stap hom saam met God deur en wees onderdanig aan God en vertrou hom. Hy sal jou weer op die regte tyd by 'n ander seisoen uitbring. Kom ons bid saam. Vader, U bepaal seisoene. Help my om die seisoen waarin ek is te onderskei, nie te minag of teen die seisoen te wil werk nie. Dankie dat U ook genadig is om ons te help as ons 'n seisoen gemis het. Al is dit seer, laat U plan steeds tot vervulling kom. Amen. Tot volgende keer, die Here seën jou.